Goeienaand Suid-Afrika, ons is nog op 23 April, dis nou 1800 Suid-Afrika tyd. Met so 'n paar nuwe brokkies inligting in verband met die Iran-oorlog. President Trump het net onlangs 'n paar ure terug 'n opdrag gegee aan die Amerikaanse vloot. Enige klein speedboot, patrolboot, gunboat, enige iets van Iran wat net lyk of hulle myne, seemyne in die Strait of Hormuz of enige van die waters gaan gooi, moet gesink word. So daar gaan definitief nou meer aandag gegee word aan hierdie smaller speedboats wat daar in die omgewing rondry. Soos ons gemaak het vroeër met die bote wat daar uit Venezuela uitgekom het wat drugs gebring het Amerika toe. Presies dieselfde ding. So jy gaan nou 'n bietjie meer vliegtuie sien rondry in daai omgewing. En hierdie klein gunboats, as hulle getarget word, as hulle met intel opgetel word, dat hulle dra enige seemyne of hulle dra wapens, gaan hulle gesink word. Intussen sê Iran, hulle weier om te kom met samesprekings tot Amerika die blokkade oplig. Nou, hulle kan nie regtig veel so demand maak nie, want president Trump sê nou wel, by die blokkade maar in plek. En ek is haastig, sê my wanneer julle wil praat, dan kan ons praat. Want intussen verloor hulle $500 miljoen 'n dag. Hulle kan nie meer hulle olie pomp nie, want hulle olie opgaarplekke is aangeblok en vol, kan dit nie uitvat nie. So, hulle gaan ernstige skade begin kry. So met hulle harigheid wat hulle weier om te kom vir samesprekings tot die blokkade gelig is, maak hulle dit moeilik vir hulle self. Hulle dink hulle kan hier speel vir tyd of druk op Amerika sit, of op president Trump sit om te kom met die negotiation table, maar het is maar net op hulle self, so dis maar wat hulle onder mekaar moet uitsorteer, om te kom tot by hierdie punt waar hulle nou is. Intussen gaan Iran en China aan met hulle skelmstreke, waar hulle noem het die Shadow Fleet van Iran, wat skepe olie uit Iran uitbring, wat al voor die blokkade in die see in is. Nou in die Indian Ocean is op pad China se kant toe. Wat hulle doen is, hulle ry met die skepe uit, en in die middel van die oseaan transfer hulle die olie van die een skip na die ander skip toe. So dat wanneer by die port aankom, dan kom 'n hele ander skip by die port aan met die vrag. Dis wat hulle doen. Maar hierdie word ook getrek, en soos ek gesê het vroeër se berig, 3 van die skepe wat deur die blokkade teruggedraai, 3 van die 31 skepe is 3 van die skepe wat uitgekom het voor die blokkade in plek was, en wat geseil het op pad China toe, en hulle is geonderskep en afgevat deur die Amerikaanse weermag. Daar is soeke operasies ook aan die gang, nie net om Iran self hier, maar bietjie verder weg, om nog steeds die Iranse ekonomie af te sny. Hulle aar van geld in en uit is nou heeltemal omtrent afgesny. En intussen is 'n massive US military presence bly in die Iran-omgewing. Daar is die 3de supercarrier wat nou by die groep kom. 3 supercarriers, 2 kleiner carriers, plus al die ander skepe in die omgewing, en dan al die vliegtuie van die basisse rondom. Daai mag bly in plek om enige tyd te operate sodra president Trump die order gee. So dit hang nou maar af van wat gebeur. Hoe gaan Iran hierop reageer? Maar daar is altyd die gereedheid om gewapende eskalasie weer voort te gaan, indien dit nodig is. So, dis al vir nou. Ek is Monnie Botha vir Koepel TV, geniet die dag.